Goeiemôre, ons groet almal op hierdie lieflike someroggend. Kom ons staan saam. Ek wil net hê dat ons inleidend hande vat. Ek het vir Angus gesê ons gaan vir hom intree. Hy het gesê die koerant se verslag is negatief. Dis ongelukkig wat koerante doen, dis nooit in sy hart nie. Maar uit oppositie van die homoseksuele en lesbiens om Europa toe te gaan, kom ons staan net saam. Vader, ons bid vir Angus. Here, ons bid dat U vir hom sal intree. Here, aan die regterhand van God die Vader, weet ek U bid. Kom ons stel ons hande op. Here, soos Aaron en Hur, wil ons vanoggend Angus se hande omhoog kom hou. Here, die roep op sy lewe, sy droom om in Europa impak te maak. Sê net saam met my, dankie Vader. U woord sal nie ledig na U toe terugkeer nie. In Jesus naam. Amen. Ons skrifgedeelte vanoggend uit, as ons net die skrifgedeelte op die skerm kan plaas, is altyd vir my belangrik as ons na die woord kyk. En hier by Lewende Woord wil ons altyd die fundament van die woord lê. Bely saam met my, welgeluksalig, kom ons begin weer, welgeluksalig is die mens, wie se sterkte in U is, in wie se hart die gebaande wee is. Maak uit jou oë toe vir 'n oombliekie. 'n Gebaande weg, sal ons later in die woord deel. Dis 'n weg wat gebruik word, en dat die woord vanoggend in jou hart, verder die gebaande weg, sal vorm. Dankie Vader, in Jesus naam. Amen. Die woord maak 'n belofte in Psalm 37:4. As jy jou verlustig in die Here, dan wil hy jou die begeertes van jou hart gee. So kom ons verlustig ons in die Here.
knie sal buig, elke tong bely. Jesus is die Heer. Elke knie sal buig, elke tong bely. Jesus is die Heer. Met ontzag kom mense nou saam. Jesus is die Heer. Verhef jou stem en prys sy naam. Jesus is die Heer. Ja, Jesus. Jesus is die Heer. My Jesus. Jesus is die. Jesus is die. Jesus is die Heer. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe.
my feet are planted on this rock. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I am weak, you make me strong. When I'm poor, I know I am rich, for in the power of your name, all things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I am weak, you make me strong. When I'm poor, I know I am rich, for in the power of your name, all things are possible. All things are possible. All things are possible. All things. All things. All things. All things. All things are possible. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand.
This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or pulls me home. Here in the power of Christ I stand. Oh, in Christ I find my strength, I find my hope, I find my help in Christ alone. When fear assails, when darkness falls, I find my peace in Christ alone. I give my life, I give my all, I sing my song to Christ alone, the King of Kings, the Lord I love. All heaven sings to Christ alone, till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Here in the power of Christ I stand. Passie om mijn liefde heen, is al wat brandt hier in mijn hart. Passie om mijn eerste te plaats, is al wat brandt hier in mijn hart. Ek het U lief, Jesus. Ek het U lief, Jesus. Ek het U lief, met alles in
ek wil gaan stil sit. Hy het 2 ure stil gesit en teruggekom en gesê, "Sjoe, dit word beter gedoen as wat ek gedink het." Oor die afgelope maand, ons vra altyd die Here vir ons 'n tema te gee in die maand. Baie dinge gebeur in die wêreld en ek gaan vir jou vanoggend 'n ekstrak wys van wat onlangs gebeur het ten opsigte van die uitdaging van jou Christen geloof. En ek wil in die reeks wat ons met julle deel oor staan om staande te bly, wil ek vanoggend met julle deel oor bly op die spoor. In Psalm 84 vers 6 en 7 lees ons 'n interessante gedeelte. Die psalmdigter sê hier, as hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland, ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. En dan sê hy, hulle gaan van krag tot krag, elkeen van hulle sal verskyn voor die Here in Sion. Nou ek wil vir ons internetkykers sê, baie welkom op die program, en vir Cape TV, ons saai uit op Cape TV, baie welkom by ons program vanoggend. Die Amplified Bible stel dit baie mooi. Hy sê, in whose heart are the highways to Zion. In whose heart are the highways to Zion. Letterlik, in whose heart are the highways to the seat of power in the city of God, which is Zion. Nou in die Ou Testament, in Jerusalem, waar die tempel is, was dit Berg Sion genoem. En dit was die ontmoetingsplek waar mense met die Here kom ontmoet. En hy sê hier, in jou hart is 'n hoofweg om by God uit te kom. In jou hart is 'n hoofweg. Dis die primêre fokus van jou lewe om 'n ontmoeting met die Here te hê. Ek gebruik soms die Engelse Bybelse konteks, want die Message sê, and how blessed are those in whom you live, whose lives become roads you travel. Whose lives become roads you travel. Dink net dat die Here gebruik jou lewe as 'n pad waardeur hy beweeg, waardeur hy met ander kontak maak, waardeur hy met ander praat. Nou in die Nuwe Testament verwys die Here in 1 Korintiërs 6 vers 19 na jou en my as die tempel van God. Hy is nie in 'n gebou nie. Hy kom woon in jou en my. Ek en jy as die kerk. 1 Petrus 2:6 sê, daarom staan dit ook in die skrif. Kyk, ek lê in Sion, 'n uitverkore, kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Nou, die Here kom en hy sê hier, in Sion, in die kerk, kom lê hy 'n hoeksteen. Jesus is die hoeksteen van die kerk. In hom sal ons nooit beskaam staan nie. Nou Jesus, die woord, is ook die fondament van die kerk. Hy sê in 1 Korintiërs 3 vers 11, praat hy van hierdie fondament. Hy sê, want niemand kan 'n ander fondament lê, as wat daar gelê is, dit is Jesus Christus. Niemand kan 'n ander fondament lê nie. Jy kan ook nie Jesus van Christus skei nie. Jesus, die Hebreëus Yeshua, beteken letterlik verlossing. En Christus, die gesalfde een van God. Christus Jesus is dus in hierdie konteks die gesalfde een van God wat verlossing bied. Jesus as die Christus is ook God se gesalfde koning wat gekom het en wie koning sal wees vir ewig. Daar's baie verwysings in die Ou Testament van sy ewige koningskap, maar is iets kosbaar in 1 Petrus 2 vers 11 of 2 Petrus 1 vers 11. Want so sal ryklik aan hulle verleen word die ingang na die ewige koninkryk van ons Here en Saligmaker Jesus Christus, sy ewige koninkryk. Hy gaan dus heers as koning vir ewig en ewig. Watter voorreg om so koning te dien. Nou sê Psalm 84 vers 7, as hulle deur die droë laagte trek, daai laagte was die vallei van Bakka, die vallei van geween.
As hulle daardeur trek, maak hulle dit 'n fonteinland, ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Nou bakka is 'n tipe balsemplant, wat in baie droë klimaat en omstandighede kan groei. En hierdie plant kan floreer in daardie omstandighede. Die psalmdigter sê dis hier in Psalm 84. As in jou hart 'n gebaande weg is om by die Here uit te kom, dan sal dit in jou lewe, dan mag moeilike tye wees, dan mag 'n vallei wees van geween, maar jy sal deur daardie droë seisoen gaan en jy sal aan die ander kant uitkom. En dan kom hy en hy maak 'n belofte dat die Here dit oordek met vroeë reën, met seëninge, dat omdat daar 'n verwagting is daar iets wat gebeur. Nou sê Psalm 84 vers 8, hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Hulle gaan van krag tot krag. Ek wil hê dat jy die beeld moet sien. In jou hart is 'n hoofweg om by God uit te kom. Dis 'n weg waarlangs die Heilige Gees kan beweeg. As daar probleme kom, dan kom hy en hy wil dit verwyder. Want jy kom en sê, Here, hier's 'n obstruksie in die pad. En jy wil dit verwyder. So dit word 'n hoofweg. Dit word 'n weg waar ek die slaggate regmaak. Dit word 'n hoofweg waar ek deel met die probleme in die pad. Letterlik sê hy, neem jy dan toe in oorwinnende krag. Nou, dit is interessant. Elkeen van ons neem aan 'n wedloop deel. Vanaand het ons vir Shanay Bosman hier en sy die Comrades gewen. En ons so interaksie op die verhoog en dan saam met Renier, een van ons jong mense wat hierdie jaar 19de gekom het. En dis 'n wedloop. Nou wanneer my lewe 'n weg word waarin die Here kan beweeg. En ek wil dit herhaal, gaan ek soms deur 'n moeilike vallei gaan. Dit gaan 'n vallei wees van geween, waar daar droogte is. Maar selfs dit sal my van krag tot krag laat gaan. In hierdie lewe verwys ons soms na mense wat die pad byster raak, as mense wat die spoor byster geraak het. Ons sê, verwys na 'n persoon, en ek wil nie 'n naam noem nie, jy weet iets het gebeur. Daai persoon het die pad byster geraak. Ek wil 5 simptome met jou deel, sodat jy kan bepaal en vir jouself kan vra, of iemand kan help en sê, het ek die pad byster geraak? Die eerste gedagte is isolasie. Geleidelik neem jou kerkbywoning af. Dit is my interessant dat ek praat met kerkleiers omtrent oral. Die gemiddelde bywoning is 2 keer 'n maand. Ek weet mense is besig, maar geleidelik neem dit af. Die woord sê in Hebreërs 10 vers 25, en dis die Here wat aan die woord is, hy sê daar, en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos by sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan, na mate julle die dag sien nader kom. Ek hoef nie met julle te deel oor wêreldgebeure nie, die dag kom nader, en die woord praat van 'n afval. So in daai tyd het ons nodig om by mekaar te kom, om nie ons byeenkoms as dit ware agterweë te laat nie. Nou, wanneer dit gebeur, begin jou geestelike dissiplines minder belangrik word. Dis nie altyd maklik om 'n geestelike dissipline te hê. Ek het 'n dissipline, ek het 'n tyd met die Here, ek het 'n tyd met die woord, ek het 'n tyd wat ek iets spesifiek met 'n doel doen, en dis waarom ons met voetspore begin het. Jy begin meer tyd met die verkeerde mense spandeer, as daar isolasie kom. Hulle het ander oortuigings van dieper en meer geestelike dinge. Die woord sê in Galasiërs 4, 10 en 11, julle neem dae en maande en tye en jare waar. Hy sê, ek vrees vir julle, dat dit miskien te vergeefs is, dat ek onder julle gearbei het. Dis my so interessant, wanneer 'n persoon, en vergewe my vir 'n krasterm, 'n sabbatsklap weg het, jy weet dan, sê hulle, dis die dag. Het gaan nie meer oor iemand by die Here uitbring nie.
Watter dag? Hoe doen jy dit? En dis die manier. En Paulus sê hier, vir die gemeente in Galasiërs, wat 'n wettiese gemeente is, julle neem dae, maande, jare, tye waar. Ek vrees vir julle, dat ek miskien te vergeefs onder julle gearbei het. Dis 'n verhouding. Dis waaroor dit gaan. Vir jou en my, om ons geestelike potensiaal te bereik, moet ons soms met sekere mense breek. En ek sê dit nie ligtelik nie. Ek moet met sekere mense breek, want as vir jou kom sê, jy weet, ek het 'n dieper openbaring. Ek het hierdie ding, ek het daai ding. Of mense begin jou geleidelik weglok, en dis nie meer so belangrik nie. Dalk is hulle te supergeestelik. Maar dalk is hulle net vleeslik. En jy sal verstaan uit wat ek deel. Die tweede gedagte is rasionalisasie. Jou lewe raak te besig. Letterlik, jy is te besig om tyd in die woord te spandeer. Te besig om te bid. Ek het nie tyd om te bid nie. Ek is te besig om te dien. Daar's nie 'n plek waar ek erns net kan dien nie. Jy is te besig om tyd met jou kinders te spandeer in die woord, die kinders te leer bid, die kinders te help om by 'n plek uit te kom. Jy sê, "Sjoe, ek het te veel skuld." En buitendien, ek is te besig om die Here te vereer met my eerstelinge van my inkomste. En ja, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my familie. Paulus skryf vir jong Timoteus en hy sê in 1 Timoteus 5 vers 8, maar iemand wat vir sy eie mense en veral vir sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Ja, dis reg. Jy en ek het 'n verantwoordelikheid teenoor ons familie. Maar my verantwoordelikheid teenoor my familie kan so wees dat my fokus is op plesier en alles van wat ek kan doen. Maar onthou, ek moet nie my bron vergeet nie. Ek vergeet my bron. Nooit moet ek my bron vergeet nie. Stel hom eerste in alles wat jy doen. En hy beloof jou sy voorsiening. Dan in die derde plek, dan ons kyk na simptome van iemand wat geleidelik die pad byster raak. Desensitasie. Dinge wat vroeër vir jou gepla het, pla jou nie meer nie. Ek wil dit probeer verduidelik. Vroeër sou jy wegstap as iemand 'n vuil grap vertel. Nou sal jy staan en dalk saam lag. Ek onthou dat in die konteks van die bediening beweeg ons nie meer so in die wêreld nie. Maar ouens sê, wil jy nie na my vuil grap luister nie? Ek kry skaam, want op my troue het ek veral 4 vuil grappe vertel. Die Here het my daarvan verlos. Jou woordeskat verander. Daar's nou die dag 'n jong meisie hier en haar pa is in die bediening gewees en ek vra vir, hoe gaan dit met jou pa? Sy sê, oom, hy is nie meer in die bediening nie en hy vloek baie. Ek was so teleurgesteld. Ek sê, hoekom? Sy sê, oom, hy kan so kwaad word. Hy het nog nooit gedeel met iets nie. Die bediening is nie oplossing om met my probleem te deel nie. Ek moet by die Here uitkom, dat hy vir my die wortel van iets kan wys. Dan, jou TV-programme verander. Jy begin na ander goed kyk. Jy lees meer en meer dinge op die internet. Mense se kritiek oor ander. Dis my interessant, dat op my Facebook elke keer die kritiek bo aan die program is. En jy kan dit nie verwyder nie. En dan skakel jy die internet aan, dan het dit niks met my te doen nie. Dit het met ander te doen. Maar hulle koppel my naam aan die kritiek. Oor die afgelope naweek het 'n prediker probeer bewys die krag van God. Toe laai hulle 'n speaker bo op 'n vrou, hy gaan staan op die speaker en preek en sy is dood. Ek sit met John van ons Bible College. Die regering gaan ontsettend streng word oor wie hulle gaan toelaat om kerke oop te maak. Ek lees weekliks die Sowetan. Daar's 'n uitroep, please save us from the bogus pastors. Ons het in Vlakkelagte 'n lewende woord begin. En die prediker daar, Fani,
pragtige swart jong man sê vir my, die eerste ding wat hulle hom vra is, gaan jy ons maak gras eet? Gaan jy ons maak petrol drink en sê, dis pineappelsap? Gaan jy ons slange voer en sê, dis 'n chomp? Ek wil hê dat jy moet weet wat aangaan in die wêreld. Maar mense stel hulle aan en jy begin deel word van daai kritiek en jy wil fout vind. En jy kan. As jy wil krities wees, kom vra net my vrou. Vra my vir staf. Ek het swakhede. Maar nou kom Paulus en hy sê, jy minag die inspraak van jou gewete. Hy sê in Titus 1:15, alle dinge is rein vir die reines, vir die besoedeles en ongelowiges, egter is niks rein nie, maar hulle verstand, sowel as hulle gewete is besoedel. Jou gewete, jou gees bestaan uit jou gewete en uit jou vermoë om te aanbid en uit jou intuïsie. Nou word jou gewete, jou conscience, word besoedel. Want wat is reg en wat's verkeerd? Daarom praat ons van mense as gewetenloos. Nou sê Paulus in 1 Timoteus 1, vers 19 en 20. Dit is eintlik so amper kras. Hy sê, en aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Ek hou aan die geloof en 'n goeie gewete vas. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof skipbreek gelei. Onder wie daar is Hymenaeus en Alexander, wat ek aan Satan oorgegee het, sodat hulle kan leer om nie te laster nie. Ek wil nie tyd spandeer ten opsigte van die feit van iemand oorgee aan Satan nie. Maar die begrip hier is dat hulle nie uiteindelik die onvergeeflike sonde pleeg nie. In die vierde plek, hierdie pad wat my agteruit laat gaan, wat my geleidelik van die spoor afhaal is intimidasie. Skielik bid ek nie meer vir my kos in publieke plekke nie. Is interessant dat oral, ek het 'n sekere ekstrakt nie kon kry, waar 'n kind in 'n koshuis bid en al die ander kinders hom spot. Maar ek het iets interessant hier, as hulle die prentjie van hierdie seun op die skerm kan plaas. Dis 'n jong seun waar die polisie saam eet, vra of hy vir hulle kan bid. Wonderlik. Die uitdaging. Jou kind leer om nie skaam te wees nie. Die polisie se lewens is in gevaar. En die seun kom, en hy sê, kan ek saam bid? 'n Kind. Daar's iets kinderlik in 'n groot mens wat loskom as jy begin bid. Mense begin sê, as ek in die publiek bid, wat sal die mense sê? Jy soek nie meer 'n geleentheid om die evangelie te deel nie. Jy sê, my lewe getuig mos, is dit dan nie so nie? Daar's tye wanneer ons net lig moet wees. Matteus 5:16 kom en sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader, wat in die hemele is, kan verheerlik. Dis waar. Daar's tye wat jou lewe sout moet wees. Nou sout in kos, sien jy nie, maar jy proe dit. Die groot ding is, as iemand in jou geselskap is, het dit smaak, los jy iets smaaklik of onsmaaklik na. Dat jy kom en sê, dit was onsmaaklik, dit was nie lekker nie. En ek wil altyd dit meet aan, as iemand kom en sê, dit was onsmaaklik. Ek het geleer ook dat jy die Heilige Gees kan bedroef. Jy binnekant voel jy ewe skielik 'n droefheid. En jy die Heilige Gees bedroef. Jy het 'n geleentheid gehad om iets smaaklik na te laat. Dat iemand kom en kom sê, en ek deel dit nie om myself op 'n plek te plaas nie. Ek onthou in die gimnasium, toe hierdie leidende generaal van die polisie voor my kom staan, en in sy militêre manier sê, wat het jy wat ek nie het nie? Ek soek dit. En ek vir hom kom sê, generaal, jy is nog nie reg nie. Hy sê, hoe bedoel jy, ek is nie reg nie? Ek sê, jy is nie honger en dors genoeg nie. En op 'n dag, toe hy voor my kom staan, toe sê ek, nou is dit tyd. Toe sy lewe op 'n punt van vernietiging, met drank, en met sy vrou wat hom skei, en toe sy by 'n plek, wat hy die Here van sy lewe kon maak.
Hy het omgekeer soos dag by nag. Sy broer, toe ek kom bel, of sy broer bel my, hy sê vir my, hoe het jy my broer by die Here uitgekry? Ons bid al 15 jaar. Ek sê, weet jy, julle bid 15 jaar. Ek het net die voorreg gehad om hom na die Here toe te lei. Wat 'n voorreg om te kan uitreik na iemand. En dan is daar Filippense 4:5, kan altyd 'n sleutel wees. Laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. As 'n vriendelikheid, dis kos niks om vir iemand te glimlag nie. Sulke mense kom vra jou gewoonlik vir 'n vraag. En in die 5de plek, ek wil 5 gedagtes deel, uitstel. Eendag sal ek ernstig raak. Ek het lewensideale wat ek wil bereik. Ek wil ergens kom in die lewe en iemand met my geleentheid gee. Ek koop 'n nuwe huis, ek koop 'n kar. My kinders gaan trou, ek gaan trou. Ek maak kinders groot. Ek het my skoonouers om na om te sien. Naweke moet ek rus want ek werk lang ure in die week. Geleidelik raak jy dan die spoor byster. Nou Filippense 4:19 kom die Here Jesus en hy sê, as julle agter my aankom, maak ek julle vissers van mense. Die oomblik wat ek 'n visser word dit 'n aktiewe begrip. Ek begin uitreik na mense. Ek kyk altyd na mense en ek sê, ken hierdie persoon die Here? As iemand vandag sou sterf wat jy ken, gaan hulle verlore wees vir altyd. Gaan hulle verlore wees. En daar's egter oplossings om terug te kom by die Here. En ek wil so 3 oplossings met julle deel. Die eerste vind ons in Jeremia 33:3. Ek noem dit die SOS van die Bybel. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Roep my aan. En hierdie woord roep is die uitroep daarvan 'n harde uitroep. Dis nie 'n prewel nie. Dit mag wees dat jy introvert is soos Samuel se ma wat uitroep in die tempel. Here, ek het 'n kind nodig. Samuel se ma roep uit na die Here dat Eli dink sy's dronk, want net haar lippe beweeg. So ons gaan verskil. Die ekstrovertiese persoon sal dalk uitroep in nood. Jesaja 55 vers 6 sê, soek die Here terwyl hy te vind is, roep hom aan terwyl hy nog naby is. Ek wil 'n verhaal vir julle vertel. In die bediening beleef ons baie dinge. Kom ons noem hierdie persoon se naam nie, want ek hoor mense sê, as jy van Neville iets vertel jy dit van die kansel af. So ek gaan nie 'n naam, kom ons noem dit 'n vrou. Die meeste van haar lewe het sy in onstabiliteit spandeer. Sy was 11 toe haar stiefpa haar gemolesteer het. Sy sê, hy het my onskuld gesteel. Hy het my vermoë om te vertrou gesteel. Ek het bang geword, bang om eenvoudige dinge te doen, bang om alleen in my kamer te wees, bang om alleen te slaap. Uiteindelik het sy haar ma vertel, maar haar ma het haar nie geglo nie. Niemand het 'n woord gesê nie, en sy het verlate gevoel. Sy het verwerp gevoel, verwerp deur haar ma. Haar pa was lankal nie daar nie. Sy het haar man, haar stiefma, het haar man bo haar beskerming en veiligheid geplaas. En dit was vir haar net te veel. As kind was die kerk haar toevlugsoord. Sy het kinderkerk toe gegaan. En weet jy, as ek jou kan deel, Leon, die gebroke kinders van ouers wat hulle net kom aflaai en verdwyn, wat hy mee deel. Sy het by haar ouma gaan bly. Haar molesteerder was weg, maar die pyn was daar. Die leemte van 'n begeerte om liefgehad te word, was daar. Om bevestig te word, om spesiaal te voel, dit was net nie daar nie. Die eerste man wat haar spesiaal laat voel het sy haarself voorgegee
en verwagtend geraak. En toe verdwyn hy. Nou was sy moeg verward en sy was seer gemaak. Sy het gedink aan die vrede wat sy in die kerk beleef het, in die kinderkerk, en haar lewe opnuut aan die Here toegewy. Haar geloof het gegroei en sy het eintlik 'n Christen man ontmoet en met hom getrou en 'n tweede kind is gebore. In haar spaartyd het sy die prediker by die kerk gaan help met sekretariële werk. Sy het hom as 'n vaderfiguur gesien en iemand wat sy kon vertrou. Die prediker het haar op 'n dag gemolesteer en dit het haar vernietig. Sy sê vir my die volgende: sy het gedink kerkmense is anders. Sy het gebid: Vader, as dit is hoe die kerkmense is, dan wil ek nie deel daarvan wees nie. Die eerste was, haar man het haar nie geglo nie, geweier om die kerk te verlaat. Toe sy jonger was, het sy haar ma geblameer, wat haar nie wou beskerm nie. Nou het sy die Here geblameer, oor die prediker wat haar gemolesteer het. Dis dan 'n man wat vir u werk, Here. Sy het van haar man geskei, en toe in 'n klomp verhoudings verval. Sy wou veilig voel, waardevol, geliefd voel. Maar dit was net nie daar nie. Sy het besluit op 'n dag om haar eie lewe te neem. Sy het na 'n motor geklim en sy sou na 'n brug gaan, haarself vergas en dan die motor in die rivier inry. Sy het op die stuurwiel begin slaan, want haar lewe het so nutteloos gevoel. In haar moedelose tranendal het sy haar kinders voor haar gesien en gedink, is dit die beeld wat ek gaan agterlaat? 'n ma wat haar lewe neem. As sy die Here nodig gehad het, was dit nou. Sy sê sy onthou net 2 woorde wat sy hardop bly uitroep het: Here, help. Here, help. Aanhoudend. Sy weet nie of dit vir 5 minute was nie. Here, help. Skielik het 'n vrede die kar gevul. En die Here was net daar. Sy het bewus geword van sy teenwoordigheid en sy het geweet, hy sal haar help. Sy het 'n ander kerk gevind waar sy geliefd toegevou is. En niemand het haar vir haar verlede veroordeel of verkwalik nie. Vandag is sy 'n motiveringsspreker. Sy is genees. Sy het die liefde van die Here ontdek en besef dat mense foute maak, maar nou help sy ander. Ek kan nie vir julle vertel hoeveel gebroke situasies ek mee sit. Sit met 'n ma hierdie week in my kantoor met 'n seun, 39 jaar oud. Hy is die laaste 15 jaar op tik. En sy sit in die kantoor moedeloos. Ons is daar om te help. Maar weet jy, die Here is wonderlike raadsman. Ek wil terugkom by Jeremia 33:3. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak. Groot en ondeurgrondelike dinge. Die Engels sê great and mighty things, wat jy nie geweet het nie. Die woord ondeurgrondelik, mighty things, is batsar in die Hebreëus. En dit praat letterlik in hierdie konteks van geïsoleerde of ontoeganklike dinge. En wat die Here hier vir Jeremia sê, ek gaan jou openbaringsinsig gee. Ek gaan iets vir jou oopmaak. En as ek dit vir jou gee, gaan jy daarmee kan veg. Dis wat Matteus 4:4 van praat. Die Here sê, julle sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord, gebruik die woord rema. Die woord wat die Here vir jou lewendig maak, dit word die swaard waarmee jy teen die vyand veg. Sulke insig is altyd nodig vir geestelike oorlogvoering. Geestelike oorlogvoering is nie die duiwel wat die probleem is nie. Is my gedagtes wat ek gehoorsaam moet maak aan die woord van die Here. Ek moet dit kan gevange neem. Nou hierdie openbaring is verlossende openbaring. Verlossende openbaring. Al 2 keer in Woord en Aksie se geskiedenis, in Lewende Woord se geskiedenis, het mense gekom om my te kom doodmaak. Ek het al vertel van die een man,
dat toe hy sy baadjie wegtrek, net so lang mes. Hy was 'n warlock, hy moes my doodsteek voor die gemeente. En op daai stadium sê ek, Here, hoe gaan ek beskerm bly teen mense wat my lewe wil neem? En hy gee vir my 1 Johannes 4 vers 4. En dit was my kosbaar in die Amplified Bible. Little children, you are of God. You belong to Him and have already defeated and overcome the evil agents of the Antichrist, because He who lives in you is greater and mightier than he who lives in the world. Ek het al die getuienis gedeel, toe ek voor hierdie man kom staan, gereed, voorberei om my dood te maak, begin hy alles in hom ruk en bewe. En ek vra van wat gaan aan? Hy sê, ek weet nie. Toe hy voor my kom bestaan, toe verloor ek beheer oor myself. En toe besef ek, daar's 'n krag in my. Jy kom naby 'n elektriese hoogspanningsdraad, daar's 'n krag. Jy kan nie daaraan vat nie. En ek wil hê dat jy moet weet, die krag in jou is sterk om alles te oorwin. En dan, jy kom terug in die wedloop. Jy kom terug in die wedloop. Ek wil hierdie ekstrakt vir julle wys, van wat gebeur het in 'n kerk in Duitsland. Is baie radikaal, hy loop so 6 minute, maar kyk hierna. It was supposed to be an interfaith concert to bring Christianity and Islam together. But when the Muslim imam began his call to prayer, he was interrupted by a small woman in the balcony, proclaiming that Jesus Christ is Lord of Germany and saying, "I break this curse." She also invoked the name of Martin Luther and warned the audience that what was happening was a lie. The video went viral, and this mysterious Christian lady became known on the internet simply as the brave German woman. It happened at the Memorial Church of the Reformation in the Rhineland city of Speyer, built to honor Martin Luther. This isn't just a church. It's a monument to the Protestant Reformation and a memorial to the spiritual transformation of Germany as a nation. And it was at this spiritual landmark that a Muslim imam was invited to give the call to prayer in a concert. When the brave German woman, whose real name is Heidi Mundt, heard about the event, she prayed. I was asking Jesus, I said, Lord, shall I go there? And there was so you know, when I have to drive 1.5 hours, so I think about, is it worth to go or can others go? And so this is, I think, a human laziness, yes? She grabbed her German flag emblazoned with the words, "Jesus Christ is Lord," and she went to the concert, still not sure what she would do when she got there. Till the imam started with his shouting, I did not really know what to do. I had my thoughts, but I was not sure. I was just prepared for what God wants me to do. Then the Muslim call to prayer began, and Heidi said she felt something rising up inside her. I would call it an holy anger. And then I rose my flag, and I was proclaiming that Jesus Christ is Lord over Germany. Jesus Christus allein ist Herr über Deutschland. Ich zerbreche diesen Fluch. And by purpose I broke this curse, because this Allahu Akbar, they say with it, only Allah is the Lord. Yeah? He is Lord, He is God, and the only God. And I broke this curse in this church, and I broke it over my country. And she repeated the words of Martin Luther in 1521, after he refused to recant his faith in Scripture alone. "Here I stand, I can do no other." Und ich stehe hier und ich kann nicht anders. Es ist die Kirche von Martin Luther. Ich stehe hier und ich kann nicht anders. Das ist ein Konzert für den Frieden. Nein, ist es nicht. Allahu Akbar wird gerufen, wenn gemordet wird. Lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht täuschen. Es ist eine Lüge. She was thrown out of the church. They should have thrown the imam out of the church and not me, because I'm a believer in Jesus Christ, but he serves another God. This Allah is not the same God, and this is not the truth.
Is Allahu Akbar, so I think in general most of us know they use it when they kill people. This is for me, it's an worship to an idol, yeah, to their God. It's a worship, and they bring this blood offering to their God. And when the Muslims call Allahu Akbar in a church, that means this church is not a church anymore, it's a mosque. With Heidi at the concert was Kamel and Marian. Before coming to Germany, Kamel lived in the Muslim world, and he told us that an imam has no place in a church. Islam is one of the reasons for persecution. Muslims have persecuted me. They don't want me to tell others that Jesus Christ is my savior. Marian belongs to an anti-Islamization group calling itself the White Rose, taking the same name as the World War II anti-Nazi resistance group, shown in the film Sophie Scholl, The Final Days. Islam is inhuman, the same as in the Nazi time. For me, personally, there is no difference. We want to show Germany and the world that we will not bow down to the slow Islamization of our country. Heidi knows that her first television interview could place her in even greater danger. People ask me, do you have fear? Are you afraid of the Muslims? And I only can say no. I know my God, the living God of the Bible, can protect me as long as he wants. When my time is over, I will go to him. An evangelist by gifting, Heidi grew up as an atheist in communist East Germany, but now as a believer. Her burden and her ministry is for the spiritual rebirth of Germany. I feel I have to protect my country and my people. I'm only a little woman, but I feel I have to protect them. Dass so jemand hier sprechen kann wie Hitler! Ich schäme mich! Wo seid ihr? Warum steht ihr nicht auf in unserem Land? Warum nicht? Many people associate Germany with the Nazis, but Germany was once a base for world missions, sending missionaries to Africa, Korea, and to America. Heidi Munt is trusting God to do a miracle in what today is a very wealthy, and some would say, spiritually dead nation. Well, nothing is impossible for my God. Nothing. Nothing, nothing, nothing. From a human point of view, I feel that our country is lost. It's already lost, it's done. But I trust God that he has a plan A. And that my country is not lost, that he will reach us and he will come and change the whole situation. Dale Hurt, CBN News in Western Germany. Dis baie radikaal in die konteks van wat sy opgestaan het. En hulle mag haar kom doodmaak. Maar na mate ek en jy na die eindtyd toe beweeg, word hierdie konfrontasie al hoe groter. Jy moet verstaan, hulle het nou 'n imam in Engeland in die tronk gegooi, wat met plakate rondloop, kill the queen. Want 3 keer in die Koran sê dit dat jy het net 2 keuses, convert to Islam or be killed. You are called the infidel and they must kill the infidel. Dis die opdrag wat die imam sê van Allah. So ek hoef nie uit te brei om vir jou te sê wat Allah is nie. Maar dis die konfrontasie. Die kerk kan nie bekostig om van die spoor af te gaan nie. Dit mag ons lewe kos, maar jy kan nie bekostig nie. Maar jy het nodig om 'n openbaring te hê dat daar geen ander weg is nie. En dis wat die Here doen met 'n boer soos Angus. Daarom wil ek hê dat julle in die tyd vir hom sal bid. Daar's 'n kompromie wat mense aangaan. Daar's 'n insluiting van alles. Dis interessant dat iemand bel my nou die dag of hierdie week en vra, waar staan lewende woord ten opsigte van homoseksuele en lesbians? Ek sê ons sal hulle nooit verdoem nie. Want die naweek is 2 lesbians in die kerk getroud. Nie hier nie, maar hulle kom kerk toe. Die persoon sê, hoekom laat jy hulle toe? Ek sê, want hulle die Here nodig.
Maar hulle sal nie hier kan dien of 'n lidmaat kan word nie. Want die oomblik wat hulle lidmaat word, verplig die wet ons om hulle te trou. So ek wil hê dat jy moet weet, toe die AGS 'n stand neem, toe Werner, hulle kon my nie in die hande kry vir ons 'n stand geneem. Verdoem ons hulle nie. Hulle is almal welkom hier. Maar ek het net die woord. Die woord sê hy het Adam en Eva geskep, manlik en vroulik. En hy het gesê, wees vrugbaar en vermenigvuldig, dat die Godsoort kan voortgaan. En daarom kan ons nie kompromie aangaan nie. Maar ons verdoem niemand nie. Net soos destyds, toe ek vir die persoon gesê, die sataniste is welkom in die kerk. En ek het al verskeie kere vertel, oor 6 weke, 12 tot 15 per Sondag aan die Here aangeneem. En ek weet die konfrontasie kom weer. Daai stadium het die sataniste vir ons laat weet, julle is een van die kerke wat ons harde tyd gee, en ons gaan alles vervloek wat julle doen. Ek en jy kan die vloek as 'n vrees neem, of ons kan verklaar dat Galasiërs 3:13 waar is, dat die Here Jesus vir ons 'n vloek geword het, en daarom breek ons die vloek. In die tweede plek, kom terug in die wedloop. Die lewe is nie 100 meter wedloop nie. Hierdie lewe is 'n marathon. Jy kan nie 'n geestelike Usain Bolt wees nie. Dis nie 10 sekondes en alles is verby nie. Dis 'n marathon. Dalk is jy nie fisies in staat om 'n marathon te hardloop nie. Maar jy kan geestelik fiks word deur geestelike dissiplines en jou wedloop voltooi. Ek wil jou kom uitdaag. Voltooi jou lewenswedloop. Uit die aard van my ouderdom vra mense, wanneer tree jy af? Ek sê, weet jy, ek het nie beplan nog om af te tree nie. Ek sal daar bly, totdat die Here vir my sê, staan terug. Gaan ons soms 'n jong man mense intrek? Ek moet. Want een ding kan jy verseker wees, is jy sal eendag doodgaan. En dan moet hierdie werk voortgaan. Daarom eer ek die Here vir wat hy besig is om te doen. 2 Timoteus 4:7 skryf Paulus. En Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig. Onthou, Paulus sterf so tussen die ouderdom van 58 en 62, toe sy onthoof deur Nero. Hy sê, ekskuus, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. In jou wedloop soms is dit moeilik om geloof te behou, want jy gaan deur die vallei van Bakka. Jy gaan deur die vallei van geween, maar die Here kom en hy sê, ek maak dit vir jou fonteinland, as daar 'n hoofweg in jou hart is, om by my uit te kom. As daar weë is, waarop ek kan beweeg, dat ek deur jou kan beweeg. Nou in Hebreërs 11, is daar 'n beskrywing van die paviljoen, wat vol geloofshelde is. En hulle is 'n groot wolk van getuies. Die woord sê in Hebreërs 12, vers 1 en 2. En hy sê daarom dan, terwyl ons 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde, die verkeerde raad, wat ons so maklik oorwin. En met volharding die wedloop loop, wat voor ons lê, volharding. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman. Hy is die leidsman, en die volëinder, hy is vol van die einde van geloof, wat vir die vreugde, wat hom voorgehou is, die kruis verduur het. Nou dink aan al die geloofshelde, dink aan die mans en die vrouens, hulle het in 'n wedloop gehardloop. Hulle was nie perfek nie, maar hulle het hulle wedloop voltooi. Sommige het ontsettende pyn verduur, die martelare. Sommige het swaar gekry. Daar's tye wat mense middeldeur gesaag is. Martelinge, hongersnood. Ek onthou toe ek Richard Woerenbrand ontmoet, net so met die begin van Lewende Woord, en hy vir my wys die brandmerke, wat hom met vuurtjies en goed gebrand het op sy lyf. En hoe hy sê dat daar was 'n stryd, maar hy moes vashou. En hy het bly vashou, want hy sê hy het na die geloofshelde gekyk. Daar was koue, daar was hitte.
gaan lees wat Paulus alles deur was. 5x39 houe, 3x met stokke geslaan, 1 keer gestenig. Al die geloofshelde sien die wedloop wat jy hardloop. Onthou, hulle sit nie paviljoen, hulle is die getuies. En dis opgeteken om jou te bemoedig. Jy kan gaan lees wat hulle deurgewerk het. As hulle wedloop kon hardloop en kon voltooi, kon jy en kan jy jou wedloop hardloop. Net 'n Duitse vrou wat opstaan vir die naam van die Here. En wat sy gesê het is waar. Dis wat sy gesê het. Onthou met 9/11, 9/11, daai vliegtuig wat hulle geval het is Al-Akbar. Al die eer aan Allah, hy is alleen God. En dan pleeg hulle moord. Omdat hulle goed gehardloop het en die wedloop voltooi het, het hulle beloning ontvang. Jy kan ook. Jy en ek, die beloning wat die Here vir ons het, en ek gaan nie oor belonings praat nie. En dan, ek wil saamvat om af te sluit. Hulle getuienisse sê dat God getrou en betroubaar is. God is getrou en betroubaar. Soms het die leeuwsmense doodgemaak. Soms het die leeuwsmense verslind. Ek het ekstrakt van die film hier vertoon en sal het op 'n later stadium weer vertoon van die Christene wat vir leeu's gevoer is. Die interessante is dat honderde Romeine het in die arena gespring, want hulle kon nie glo dat hierdie Christene lofliedere tot die Here sing in hulle sterwensuur nie. Filippense 1:6, my so kosbare versie. Hy sê, omdat ek juist, sê Paulus, hierop vertrou, dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot die dag af. Dis wat die Hebreërs skrywer sê, gooi af die las. As jy vandag jouself moes oordeel, kan jy aan 'n marathon deelneem met 'n 50 kg kitbag op jou rug? Jy kan nie. Die interessante, Shanay kom getuig vanaand, hoe sy 6 weke voor die tyd haar toon breek. Maar sy het 'n woord van die Here, sy gaan wen. En sy het eintlik met 'n gebreekte toon die marathon gewen. Die vyand wil jou terughou. Hy wil nie hê jy moet aan 'n wedloop deelneem nie. Nou, jy kan nie voortgaan en op die pad bly as daar 'n las is wat jy dra. 'n sonde. 'n sonde is iets waar jy die merk mis, wat die Heilige Gees met jou deel. En as jy nie gaan deel daarmee nie, onthou die ou gesegde, gee vir iemand die pinkie en hy vat die hand. Jy kan nie dit anders doen nie. Ek was by die departement van gevangenisse. Sy het nooit vergeet nie. Was vir my interessante jare. Ons broeke was op die onderpunt so omgedraai. Ek kon nooit verstaan, as ek van sel tot sel beweeg, dan sal van die kriminele, of die ouens wat nou tronk, kom ons noem hulle nie kriminele nie, hulle sit in die tronk, en dan kniel hulle by jou, môre meneer, maak hulle jou skoene skoon. In die volgende sel, môre meneer, maak hulle jou skoene skoon. Eendag toe die een nou afkyk, in die vou sit hulle daggazolle. So jy vervoer die daggazol van sel tot sel. En dan sal die ou vra, die een ou sê, ag meneer, sal hy van die bewaarders vra, daai laaste trek van jou sigaret, kan ek hom kry? En dan geleidelik, kan ek die kwart, 'n half, kan ek dalk net 'n sigaret, ek het so lank laas gerook. En dan gee hulle dit. En hier by sentrale gevangenis, uiteindelik het hulle bewaarder so gemeld, sê, as jy nie vir my gaan gee wat ek vra nie, gaan ek vir die hoofbewaarder wys, wat jy my alles gegee het. En hy smokkel vir hom 'n revolver in die dode sel in. En met die naam van Wanke, aan 'n vislyn, hou hy die revolver in die dode sel. Dis wat die duiwel kom doen. Hy wil jou besig hou. Daar's iets wat jou vashou. Ek wil 3 dinge noem en ek is deur. Soek sy teenwoordigheid bo plesier. Ons het plesier nodig, ons moet ontspan. Maar soek sy teenwoordigheid.
Soek die dinge van God wat daar bo is, en nie die dinge van die wêreld nie, sê Kolossense 3. Maak die Here jou hooffokus in die dat jy soek om opgebou te word in jou geestelike geloof. Ek wil vra dat terwyl die aanbiddingsspan vorentoe kom, nou by die Olimpiese Spele het iemand gehardloop in die naam van Mo Farah. Hy het geval. Ons kon nie 'n ekstra kry nie, maar dit foto's. Hy het opgestaan en 'n goue medalje verower, as hulle die foto's op die skerm kan plaas. Moenie toelaat dat jy in jou wedloop gediskwalifiseer word nie. Moenie toelaat dat die vyand jou uithaal nie. Die vyand wil dit graag doen. Hy wil jou uithaal uit die wedloop uit. As die ekstrakt vertoon kan word, hulle het nie 'n goeie duplikaat daarvan kon kry nie. Ek weet nie of hy werk nie. Ekstrakt is net die foto's. Maar jy hardloop en jy val. Sal jy weer opstaan? Daar's 'n kroon, nie 'n goue medalje nie, 'n kroon. En jy kan opstaan. Familie wat gaan lê het, kan jy voorbid. En jy bid, Here, dat hulle weer terug sal kom by U. Kom ons staan saam. As jy in die diens gekom het en jy verlang gebed, sal ek graag die span sal graag saam met jou wil bid. Ek wil jou net bemoedig het en sê, toe ek hierdie week hierdie Duitse vrou sien, en ek sê, Here, wat is dit? Wat 'n huisvrou laat opstaan vir geregtigheid. En dis die drywing van God se Gees. Waar Paulus kom en hy sê, wee my, daar's 'n dwang my opgelê, en wee my, as ek die evangelie nie verkondig nie. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I could do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living. Niks is onmoontlik nie. Ek wil net noem terwyl ons voor ons afsluit, as jy ergens sit en die klank is nie so goed nie, ons het 'n bietjie uitdaging met ons klankstel, is besig om op te pak, en 'n nuwe stel, sal nie glo nie, hulle wissel tussen
1 in 3 miljoen. Maar in die volgende 3 weke gaan ons soek. Handelinge 4:12 sê, geen ander naam is onder die hemel gegee, waardeur ons gered kan word nie. Geen ander naam. Dankie Vader, in die kosbare naam van die Here Jesus. Die Here seën jou. Ek het net, terwyl ek gebid het, snik 'n man, jy kry hoofpyn en dit gaan in jou oog in, en ons sal graag saam met jou wil bid. Hier's 'n vrou, en jy het jou bors op een of ander manier seer gemaak, en ek weet nie of jy harde val gehad het nie. In die week bel hulle my en sê, se vrou wat ek een of ander aanval in die nag gekry het, was sy mekaar getrek het, dat haar rugwervels gekraak het. En ek weet nie, jy weet, as jy behoefte het, is 'n wonderlike span wat vir mense bid, andersins geniet jou dag, en onthou, laat jou lig so skyn. Wees sout, die Here seën jou.